trein bekostig, of 'n rit op die blou trein bekostig nie. So slaap vanaand op die blou trein. Ek het maar 'n bietjie gedink, ek bederf myself, ek het so 'n klein bonusie gekry, ek slaap vanaand op die blou trein. Santos Rail. Ek en Amanda nou so 'n ander idee, ons gaan nou maar met die trein verder toer. Hallo julle se toer ons. Hierdie is hallo julle, so ry ons trein. Santos Rail hier op Mossel Bay. Keer gekom vir werk en besluit, kom ons slaap in hierdie ou blou trein trokkies. Baie memories. So as kind het ons groot geraak op die blou trein. Nee, I wish. Transkaroo, so ons ken van treinry. Die pryse op die trein, nie te bad nie. R500 vir 4 beddens in jou kompartement. Dit is redelik heel netjies, skoon. As ek sê redelik, dis net te skoon. Die trein is oud, maar hy word mooi nagekyk. Jy het jou toilette binne, jy deel nou 'n stort, maar ook netjies. En dan voor is daar 'n restaurant, gaan vanaand hom uitprobeer. Nogals oulik ingerig. Hy is redelik privaat, sekuriteit, hier is sekuriteit wat rond beweeg. Ou se vraag is ons maar altyd, hoe lyk die sekuriteit op die besigheid? Hierso is access control, maar ek sien ons hek voor staan so 'n bietjie oop. Sal maar vanaand vir hulle sê, kompartement self, jy het jou sleutel wat jy daar sluit en ons sê hulle Bob's jou ankel. Slaap soos hy kom. Net weer vir die experience, iets anders te net om so 'n bietjie die memories weer te ervaar van daai jaar as 'n treinloop. So op Mossel Bay is jy by Santos. Die inboek is redelik maklik. Jy boek aanlyn en kry ontbyt by vir daai prys. En dan die waans agter is die meer van die upgraded ouens. Ek dink jy het seker double bed met chockies op die bed en so aan. Maar nie te bad, dis nogals nice. Onder is die beach, die seefront area. Restaurante en goed is baie naby, plekke is naby, maar weer eens, het gaan nie om te kyk waar die restaurante is nie, is net, hoe lyk hierdie trein om in te slaap? Ek sal verseker met Amanda een hand hier kom oorslaap as ons iewers na te beweeg, 2 aande, miskien bietjie lol, tensy die Rowers Rail se groen waans daar agter vir ons oop is. So, 'n lekker experience, bietjie anderste as glamping of camping, hierdie is trailing. Ons doen 'n bietjie trailing. Ek sê ons, 'n manne werk. So ek sal maar vanaand self die blou trein se spoed ervaar wanneer hy staan op Santos se stasie. Ek het nou genoeg strooi gepraat. Anderste, maar ons kyk hierdie ou deurloop. Dis nie op die blou trein. So dis die typiese uitleg van 'n slaaptrein kompartement. 4 beddens, 4 enkel beddens. Daar is jou wasbak. So kyk of daar koue water en warm water is. Jou beetjie. Vir julle wat nog die trein gery het nie, dis die dubbelbank bo, nie dubbelbank, die enkelbank bo. Daai kan nog ene. Eens kijken hoe hij gaat makkelijker af. Dus kinders het ons altijd boog gelegen. Eens kijken of ze het nog kan opkeren. Eens kijken of ze het nog kan maken.
Nou soos bo. Daar is parkplek. En daar is die trein. Staan hier by Mosselbaai se zipline. Partykeers verstaan ek net nie lekker die mechanics van die mense nie. Ek is nou uit die Kaap uit hier, 'n paar goedjies kom doen, welkom zipline. So ek het die aksiekameraatjie, hy moet nou net op die helm vaskom, want jy mag nie in jou hande daarmee ry nie, wat ek 100% verstaan. En die binne het ek nou gevra of hulle net van die klippie kan leen wat jy op hulle helm vassit, en ek sit die GoPro bo op hom vas. Nee, mag nie. My stelling teenoor die dame was nou met die klippie, joh, ek soek maar net die klippie. So vir R800 is jy bereid om die deal te laat gaan, net sodat ek nie die klippie kan kry nie. Ek sal my wallet gee, ek sal my ID vir julle gee. Nee, werk die besigheidsgoeders. Nee, help ons nou die toeriste op die kliënte, en die ding is R50 werd, as het so baie is. Maar dis net daai staf jou. Dis sad, ek wil so graag hierdie zipline gedoen het met die kamera, om het juist nou op YouTube te sit, en dit gaan ons nou maar oor 'n bietjie ligtyd vir hulle ook. Ek vra niks.
Maar is dit jammer hoe die mense deesdae in terme van besigheid, seker nie almal nie, maar net so ding. Net so, okay, is dit nie besigheid nie. Dis sad. Dat besigheid so gehardloop word. Ja, dis maar net by. Ek is meer teased of dat ek nie kan ry op die zipline nie, want dit is 'n awesome view van hierdie kant af. Maar nou ja, volgende keer. Reels is reels, ek het nie probleme met reels nie, maar ek wil die ding gery het. Ja. Nagserus op die Bloutrein. Wat is my gevolgtrekking van Santos? Dis 'n backpackers droom. Kyk, vir wat jy kry, uit die moeite werd om oor te slaap. En dit was weer eens net vir my, so ek sê die lekkerte daarvan om in 'n slaaptrein te kon slaap. Die idee daarvan. So in die kompartement self, daar's nou nie ketel en koffie en tee en daai goeders nie, maar die luxury couches agter daai groenes, hulle het nou die chocolaatjies op die bed en daai dinge. Na 'n nag se rus, kyk, jy moet maar verstaan, as jou bure langs jou intrek en so waar, dan is dit wat jy kry. Hulle is of rustig of hulle raas. Maar dit is mos nou maar deel van wat jy gaan kry. En kan mens nou sê vir die prys, is dit wat jy kry, dit is 'n hele ander setup. Vir my is dit, ek sê weer eens, is net die lekkerte idee daarvan om so wat sê ek na 'n nag se rus op die Bloutrein? Ja, dit was nou nogals baie lekker geweest en ek spesiaal. Het so weer 'n bietjie memories van slaaptreine wat ons gery het. Dis nou nie die blou trein nie, maar ons het die Bloutrein gery. Is dit die moeite werd? Kyk, dis 'n backpackers droom hierdie. Dit wat jy binne kry, die spasie is meer as genoeg. Jy kom net slaap, daar's krag. Die geriewe is reg gestorte, is netjies skoon. Toilette is skoon. Jy kry ontbyt, vanoggend is ons ontbyt. Maar oor die algemeen vir die ervaring moeite werd. En vir oorslaap en ry, ja.
Natuurlik, as jy jou bure langs jou intrek, dan moet jy maar vat wat jy kry. Kyk, die trein loop nie, so die geraas is mos nou maar bietjie stiller en minder. En as jy geraas hier kry wanneer die trein nie loop nie, dan moet jy weet, as jou bure raserig is, dis wat jy kry. Maar ja, baie lekker om die see te hoor. Ek meen, hy is seker so 20-30 meter van die trein af. Overall experience, moeite werd, ja, vir die prys verseker en nog ontbyt saam. Die groen waans hier agter my, ek wil 'n bietjie gaan loer hoe hulle binne lyk, maar hulle is vol bespreek. So dit wys jou, hy is in aanvraag. Die blou waans is nie so vol nie. Ek weet, maar seisoen weet ek hulle is vol. So, wat is my rating op hierdie ding? Sal ek weer kom? Ek sal nie sommer weer die blou waans kom doen vir een aand nie. As jy toer en besigheid het, ook nie sommer die blou waans doen nie. Miskien die groene in die luxury enetjie. Ek sal hom met 'n man kom try, maar vir julle wat trein ry en trein gery het, slaaptreine, goeie memories. Wel dan, Santos.